Lank gelede, baie lank gelede, toe ek nog op skool was, dis lank gelede, het my maale so af en toe die huisgenoot gekoop. En toe ontmoet ek vir Johan. Nou as julle agtergekom het, of het julle nie agtergekom, hy is nie vandag hier nie. Johan is saam met Janko wat 'n groot golftoernooi speel en Papa Caddy vandag vir hom, so dis waar hy is. Maar toe ek vir Johan ontmoet, toe het sy pa, my skoonpa, elke week die huisgenoot gekoop, want hy het die blokkies raaisels agterin gevul. So dan as ek daar gaan kuier by pa Andries, dan blaai ek deur die huisgenoot, want dit is te duur om dit self te koop, maar as pa dit koop, dan kan ek deur hom blaai. En lank gelede, ek weet nie vandag meer nie, maar lank gelede, heel agter in die huisgenoot, was daar 'n rubriek, mense en hulle dinge. Ek sien party van julle het ook die huisgenoot gelees. Ek wil vandag met julle praat oor mense en hulle dinge. Maar nou wil ek net iets regstel, want professor Jan Hatting het vir ons homiletiek gegee. Dis hoe om te preek, die leer aangaande preek. So hy het ons geleer preek toe ons gestudeer het. En Prof Jan het altyd vir ons gesê, daar is predikers wat op 'n Sondag uit die huisgenoot uit preek, maar nie julle nie, julle preek uit die Bybel uit. Nou wil ek net om vrede te bewaar vir Prof Jan sê, ek preek oor die huisgenoot, nie uit die huisgenoot nie. Ek preek uit die Bybel uit. Ek wil net daai saak regstel. So ek wil graag oor mense en hulle dinge praat, maar waar begin mense en waar begin hulle dinge? Dit begin by die begin. In Genesis, uit die Bybel uit, Genesis 2 vers 18, daar staan, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. God het die mens gemaak, Adam, en God het gesien, dis nie goed nie. Die mens het 'n behoefte aan verhoudings. God het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. En God is 'n verhoudingswese. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. En ons is na daai selfde wese geskape. So God het gesien, Adam is eensaam. Dis nie goed vir hom om alleen te wees nie. En hy het vir hom 'n maatjie gemaak, 'n Eva. En God se plan vir die mens van die begin af was huwelik, gesin, familie, gemeenskap, goeie, sterk verhoudings, gaan vermeerder, het God vir hulle gesê. Gaan maak hierdie aarde vol mense met verhoudings. Dit was sy plan, want ons is nie eilande nie. En selfs al is jy 'n ernstige introvert, so af en toe het jy ook behoefte aan mense. Jy het ook behoefte om net tussen mense te wees en met iemand te gesels en vir iemand hallo te sê. Want die Here het ons nie gemaak as eilande nie. Maar nou weet julle, mense en hulle dinge. Waar daar mense is daar konflik. Mense dink anders en voel anders oor dinge. En daarom het mense partykeer 'n manier om ons ook so 'n bietjie verkeerd op te vryf. Mense en hulle dinge, en dit begin ook hier van die begin af. Want ons lees in Genesis 3 vers 11, toe hulle nou eet van daai boom wat hulle nie mag eet nie, toe hulle die verbode vrug geëet het, toe begin die konflik. Het jy dan van die boom geëet, wat ek jou beveel het om nie te eet nie? Ja, erken die mens. Dit was die vrou wat U my gegee het, wat die vrugte vir my aangebied het. En toe het ek daarvan geëet. Daarop vra die Here God vir die vrou, hoe kon jy so 'n ding doen? Die slang, dit was die slang het my bedrieg, antwoord sy, dis hoekom ek geëet het. Saam met sonde kom konflik in hierdie wêreld. Saam met sonde kom blame shifting in hierdie wêreld. Saam met sonde kom die dinge. God het die mens gemaak en alles was kosbaar en wonderlik in die tuin van Eden. Daar was 'n goeie verhouding tussen God en die mens, tussen mens en toe kom sonde. En sonde bring konflik. En nou vandag, in die wêreld waarin ons leef, is konflik oral. Daar is konflik in huwelike. Daar is konflik in gesinne. Daar's konflik in families en daar is konflik in werksplekke. Maar daar is ongelukkig ook
konflik in gemeentes en in kerke. So wat hier gebeur in Dinamika is, elke donderdagoggend, dan kom die voltydse span hier in die gebou bymekaar en ons loop en ons bid hier deur die gebou en ons vertrou die Here vir Sondagse diens. En ons gebed is, Here, stuur vir ons mense wat U nodig het. Hierdie wêreld is so seer en so stikkend en so gebroke. Stuur U mense met al hulle pyn en konflik en hartseer en kom bedien U mense op 'n Sondag. Ons bid vir die Here se teenwoordigheid en daar is donderdag vir jou gebid. Ons bid dat die Here die mense stuur Sondag met wie hy afspraak het en dat hy hulle harte bedien Sondag. So op 'n donderdag dan bid ons al reeds vir jou en jy's al bebid van donderdag af om hier te wees. Nou wil ek hê jy moet saam met my net gou-gou in jou gedagtes 'n scenario afspeel. Probeer vir jouself ietsie voorstel. Daar's 'n pappa en mamma wat al 10 jaar vir hulle seun bid. Want nadat hierdie seun uit die skool uit is, het hy besluit, hierdie kerkstorie werk nie vir hom nie, dis pa en ma se storie. Hy het so 'n bietjie rebels geraak en hy het glad nie meer kerk toe gegaan nie en hy het heeltemal afvallig geraak. Maar vir 10 jaar lank elke dag bid pappa, bid mamma vir hulle seun, dat hy sal terugkom na Jesus toe. En een Sondagoggend staan hierdie jong man op en daai klop aan die deur, Openbaring sê mos Jesus klop aan die deur, hy los ons nie, hy klop aan die deur. En daai jong man besluit, hy het die Here nodig. Sy lewe is besig om 'n bietjie uitmekaar uit te val. Hy weet sy wortels is in die kerk, hy het die Here nodig. En daai jong man stap Sondagoggend hierin, by hierdie deure, eerste keer, vreemd, hy ken niemand nie, maar hy het iets gehoor van Dinamika en hy wil kom kyk, want hy het 'n honger in sy hart na Jesus. En hy kom sit op 'n stoel hier in die kerk. Almal ken almal groet, almal is, hallo, julle weet hoe sit dit voor die diens hier? En hy het nie baie lank gesit nie. Toe stap iemand na hom toe en sê, jy kan nie hierso sit nie, dis my sitplek hierdie. Daai man het so gesoek na aanvaarding, na genade, na liefde. En weet julle wat het hy gekry? Verwerping en konflik en seer. En my hart breek vanoggend om vir julle te sê iets soortgelyk het laas Sondag hier in hierdie kerk gebeur. En ek bid, Here, mag ons nooit 'n struikelblok wees vir iemand om by Jesus uit te kom nie. Mag ek nooit in die pad staan, iets sê, iets doen, wat iemand keer om 'n ontmoeting met U te hê nie. Want weet jy wat? Die vroeë kerk in Handelinge het op die vloer gesit, maar hulle het by Jesus uitgekom. En ek wil jou beloof vandag, daar sal altyd vir jou stoel wees in Dinamika. Daar's baie stoele, daar gaan al ons stoele in die kombuis. Jy sal nie op die vloer sit nie, daar sal vir jou stoel wees. Maar as iemand per ongeluk op jou plek sit, asseblief kom sit op my plek dan. Maar moet asseblief nie dat iemand se hart breek oor iets so klein nie. Daar's konflik partykeer selfs in gemeentes. En dis niks niets nie, dis niks snaaks nie, konflik kom uit die tuin van Eden af, Adam en Eva. En daai gesinnetjie maak boetie Kain vir boetie Abel dood. Konflik is deel van die Bybel. Josef se boeties gooi hom in die put, en toe haal hulle hom uit en hulle verkoop hom aan 'n klomp Ismaelitiese handelaars as 'n slaaf. Ons lees van Saul wat vir Dawid vervolg, omdat hy jaloers is, en Saul wil vir Dawid doodmaak. Daar's konflik in die Ou Testament, maar nie net in die Ou Testament nie, daar's konflik tussen Jesus se disippels. Hulle wat vir 3 jaar saam met hom gewandel het, hulle beklei oor wie is die belangrikste in die koninkryk. Wie gaan die main seat kry langs Jesus? Daar is konflik in die vroeë kerk, en Paulus se briewe skryf hy keer op keer, asseblief broers, laat daar eenheid wees tussen julle. Dis nie meer Jode aan die een kant en heidene aan die ander kant nie, ons is nou almal een in Christus. Daar was konflik tussen verskillende groepe mense in die vroeë kerk ook, want konflik is deel van die dinge wat saam met sonde gekom het. Ja, God het mense kosbaar gemaak, maar mense het dinge. En konflik is deel daarvan.
Hoe hanteer ek en jy as kinders van God, as volwasse mense in die gees? Hoe hanteer ons konflik? As ek dink aan konflik, as ons konflik hier kan voorstel, dan is die teenoorgestelde van konflik sekerlik vrede. En ons wil vrede hê. Ons wil vrede hê in ons huwelike, ons wil vrede hê in ons gesinne, ons wil vrede hê in ons gemeente. Ons soek die konflik nie, ons soek die vrede. So hoe kry mens vrede? Daar is nie 'n resep of 'n 10-punt plan wat ek vandag met julle kan deel. Okay, julle van nou af, hier is die 10-punt plan. As ons hom volg, dan gaan ons vrede hê nie. Want vrede is nie iets nie, dis iemand en sy naam is Jesus. Ons lees in Jesaja 9 vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ek hou so baie van die Engelse vertaling van hierdie vers. Hy sê dit in die New International Version. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ons aanbid die Prins van Vrede. Toe Jesus se geboorte aangekondig word deur die engele, ons lees dit altyd met Kersfees, dan staan daar in Lukas 2 vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Jesus het aarde toe gekom om vrede te bring. Om vrede te bring tussen my en God, tussen mens en God. Sonde het vrede kom steel. Sonde het 'n muur gebou tussen ons en God, maar Jesus het gekom om daai muur af te breek, om die vrede te herstel tussen ons en God. En God het vir ons vrede in ons harte uitgestort die dag toe ons vir Jesus ontmoet het, want Jesus is die bron van vrede. En as jy kind van God is, en jy het 'n regte verhouding met die Prins van Vrede, dan vloei daai vrede uit jou na jou verhoudings toe ook. En daar kan vrede tussen jou en mense wees. Ek weet nie of dit ooit moontlik is om in vrede met mense te leef as jy nie vrede met God het nie. As hierdie verhouding nie reg is nie, as hier nie vrede is nie, dan is daar ietsie binne wat aan mekaar krap. En daai krap spoel oor na al jou verhoudings toe. Maar wanneer ek vrede het met God, en ek en die Here is op 'n goeie plek, en my verhouding met hom is op 'n goeie plek, dan gee hy my vrede, wat weer kan oorloop na ander mense toe. Dis 'n plek hier binnekant in my, vrede. Jesus het self vir ons gesê, sy eie woorde in Johannes 14 vers 27 is, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. Julle moenie bang wees nie. Jesus se vrede maak gesonde verhoudings moontlik. Omdat hy vir ons 'n vrede gee wat goddelik is, wat vanuit daai verhouding met God kom, kan ons in vrede met ander mense leef. Dis ons fondasie. En dit is asof Jesus vir ons in hierdie vers wil sê, ja, mense het dinge, maar moenie ontsteld word nie. Moenie laat die dinge van ander mense jou vrede steel nie. Jy het vrede met God en daardie vrede moet jy bewaar binne in jou hart. Dis 'n vrede wat Jesus vir jou baie duur voorbetaal het. Dit het sy lewe aan 'n houtkruis gekos om vir jou vrede met God te kan betaal. Moenie daai vrede weggooi nie. Moenie daai vrede net afskeep nie. Jaag die vrede na. Ons lees dit in Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal. Vrede wil weghardloop. Dit soek altyd 'n manier om weg te hardloop, maar jaag dit na, gryp dit vas, beoefen vrede, soek vrede. Ek weet, ons stem nie saam met almal nie, en ek weet mense doen dinge wat vir ons seer maak, en ek wens, mense het nie so baie dinge gehad nie, maar mense het hulle dinge. Romeine 12 vers 18 skryf Paulus vir ons, as dit moontlik is, soos ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dis asof Paulus sê, ek weet dit is nie altyd moontlik nie, want ander wil dit dalk nie altyd hê nie, maar so ver dit van jou kan
afhang. Hou jou kant skoon en sorg jy dat jy in vrede met ander mense leef. Moenie ontsteld word deur ander nie. Moenie mense die mag in jou lewe gee om jou vrede te steel nie. Jesus het dit vir jou gegee. Ek los my vrede vir jou. Moenie laat mense dit by jou steel nie. Ek en jy het 'n keuse of ons vrede wil weggee en of ons vrede gaan behou. Ek dink nie, dis soseer ander mense se optrede wat ons vrede steel nie. Want ons kan kies om vrede te hê ten spyte van ander mense. Hier sê hy dit so mooi vir ons. Van ons kant af kan ons kies om in vrede met ander mense te leef. Selfs al wil hulle dit nie hê nie. Ek kan kies om vrede in my hart te hê. Ek dink daar's 2 ander vredediewe waarvoor ons meer wakker moet wees as net mense en hulle dinge. En die eerste een is die duiwel. Efesiërs 6 sê dit vir ons so duidelik, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis 'n geestelike fight, want ons is kinders van God, ons behoort aan hom, ons is in 'n geestelike koninkryk ingekoop deur Jesus. En die duiwel wil baie graag hê, daar moet onenigheid wees, daar moet konflik wees, daar moenie vrede wees nie, want hy weet al te goed, waar daar vrede in 'n huis is, daar's Jesus tuis. Waar daar vrede in 'n huwelik is, daar word Jesus geëer. Waar daar vrede in 'n gemeente is, daar kan die Heilige Gees beweeg. En die duiwel wil dit nie hê nie. Hy probeer vrede steel in elke verhouding wat jy het, sodat die Here nie deur daai verhouding kan werk nie. Ons lees in Psalm 133 vers 1 en 2. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af, tot by die soem van sy klere. Wanneer daar eenheid is, wanneer daar vrede is, kan die Here sy salwing, sy Heilige Gees, sy teenwoordigheid uitstort. Hierdie salfolie, dis wat hulle in die Ou Testament gedoen het, as hulle die hoëpriester gesalf het. Aaron was die eerste hoëpriester. Hulle het salfolie op sy kop uitgegooi en dit het oor sy liggaam, deur sy baard, tot by die soem van sy klere geloop, want dit was 'n teken van, God het jou gekies. Jy's afgesonder vir hierdie spesiale werk. Ek wil vir jou sê, God het jou gekies. Hy het jou by jou naam geroep. Jy syne, jy behoort aan hom. En die Heilige Gees wil jou so graag gebruik in mense se lewens om 'n verskil te maak. Die Here wil jou gebruik om sy koninkryk uit te brei, maar die duiwel soek dit nie. Hy probeer die vrede steel, want as daar nie eensgesindheid is nie, dan kan die Heilige Gees nie werk nie. Die Here soek vrede. Ek dink dit was Joyce Meyer wat dit een keer so beskryf het. Sy het gesê, die Heilige Gees word ons vir ons uitgebeeld in die vorm van 'n duif. Die duif, as jy 'n spierwit duif sien, die duif soek 'n sagte plek van vrede om te kom land op 'n Sondagoggend. Hy soek nie chaos en konflik nie, duwe kom land nie, as alles de mekaar is en daar's 'n geraas en hy soek vrede in ons harte om te kan kom land. Moenie die chaos en die konflik toelaat nie. Jesus het nie verniet gesê, moenie ontsteld wees nie. Moenie laat jou hart ontsteld raak nie. Kry vrede, sodat die Heilige Gees deur ons kan werk. Sien, die duiwel is 'n copycat. Hy is nie 'n skepper nie, God is die skepper. Die duiwel vat net alles wat God gemaak het en hy probeer dit omdraai. Ons weet, Jesus is die prins van vrede. Nou wil die duiwel ook prins wees. Hy wil prins van konflik wees. Maar in hierdie plek dien ons die prins van vrede en nie die prins van konflik nie. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ons het nie nodig om die duiwel sy sin te gee nie, want ons Heilige Gees is soveel groter en sterker as wat hy is. Die tweede vrededief is meeste van die tyd ek self. Ek steel my eie vrede met die gedagtes wat ek toelaat in my kop, met dit wat in my hart broei. Ek kry nie vergewe nie, ek sit met bitterheid, daar's goed so selfsugtigheid en onsekerheid en vrees en jaloesie, bevooroordeeld in my hart. Ek loop met hierdie
klippe in my hart rond, met hierdie worsteling in my hart rond, en nou het ek nie vrede met God nie, want hierdie goed bou 'n muur, en ek is ongelukkig die hele tyd, want die vrede tussen my en God is versteur. En julle weet, hoe werk dit? Matteus 12 vers 34, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As ek hier binne kan bitter en ongelukkig is, dan is dit wat uitloop by my mond. En dit maak dat daar nie vrede in my verhoudings is nie, want nou bring ek daai slegte goed uit in my verhoudings ook. Blame shifting, nee, dis nie ek nie, dis Eva, sy het die vrugte gepluk, nee, is nie Eva nie, is die slang, Adam, jy het ook geëet, jy het net so lekker saam geëet. Moenie aan mekaar die ander die skuld gee nie, ek en jy is self partykeer skuldig daaraan, dat ons nie vrede het nie, want ons laat goed in ons koppe toe, wat nie van God af is nie. As ek en jy op 'n plek kan kom, waar ons besef, Here, help my om konflik reg te hanteer. Help my om die vrede te behou, dan kan ek die mure afbreek. As ek aan mekaar konflik hier binne beleef, aan mekaar kwaad is vir die Here, aan mekaar ongelukkig is met mense, dan bou dit mure. Dit bou mure tussen my en God, dit bou mure tussen my en mense. Maar as ek kan besef, ek het werk hier nodig. Ek moet werk aan hierdie vrede binne in my, dan kan daar groei kom. En dis ons tema van die jaar, om te groei in ons verhoudings, om te groei in ons huwelik. Asseblief registreer vir daai huwelikskursus. Moet nou nie na die tyd spyt wees, jy was nie hier nie. Registreer vandag nog. Die Here wil hê ons moet groei, ons moet beter raak, ons moet ook groei in ons vrede. Hoe kan ons prakties groei? Prakties, hoe kan ons groei wanneer dit by konflik kom, wanneer dit by mense en hulle dinge kom? Hier's baie goeie raad. Onthou, dit gaan oor die saak. Moenie die persoon aanval nie, hanteer die saak. Wat sou gebeur het as daai persoon laas Sondag, dit was 'n tannie, as daai tannie laas Sondag ingestap het, en hier sit 'n jong man op haar plek, en sy stap na hom toe en sê, sien, ek het jou nog nie voorheen hier gesien nie, is jy niet? Ek wil net vir jou sê, hierdie sitplek is baie spesiaal vandag, gaan jy vir Jesus in hierdie sitplek ontmoet. Kan ek langs jou sit vandag? Dit sou antwoord op 'n ma se gebed gewees het. Die saak is ons almal soek 'n sitplek. Mag die saak nooit groter word as die mense nie. Mag jy altyd onthou, Jesus het nie gesterf vir stoele nie. Jesus het gesterf vir siele. En dis waaroor dit gaan. 'n Siel is waarvoor die Here gesterf het. Dis wat vir hom belangrik is. Mag ek en jy, as ons by konflik kom, altyd ons verhoudings beskerm en liewer die saak uitsorteer op 'n manier wat jou verhouding kan behou en beskerm. Ons is veronderstel om die vrug van die Gees te dra. Ons as kinders van die Here in 'n Pinksterkerk is veronderstel om die vrug van die Gees te hê. En een van die vrug van die Gees is vrede, saam met liefde, vriendelikheid, goedheid. Dis wat eintlik uit ons moet uitvloei as kinders van God. So luister vir die fluister van die Heilige Gees. As daar vrede is tussen jou en God, dan kom daar vrede tussen jou en mense. As jy op 'n goeie plek is met die Here, dan hanteer jy mense en hulle dinge baie beter, want jy kom uit 'n plek van vrede. Die Here wil eenheid hê. Hy wil vrede hê, sodat sy Heilige Gees in jou lewe en hierdie gemeente kan werk. Mag ons die Here vertrou om ons te help om konflik te hanteer, om nie die duiwel 'n vatplek te gee in ons lewens nie, om ons harte uit te sorteer, sodat daar vrede hier kan kom, dat hier ongelukkigheid wat hier binne is, nie oorspoel na ander mense toe nie. Hanteer dit en raak rustig, moenie ontsteld wees nie, sê Jesus. Ek wil graag vir julle 'n stuk lees uit Psalm 90. Moses het hierdie Psalm geskryf. Moses staan bekend as die vriend van God. Luister net wat skryf Moses vir ons in Psalm 90. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is. Die mens is soos gras
wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80 en die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hierdie lewe is kort. Hy vlieg verby. Moenie die kosbare tyd wat jy op aarde het mors met 'n klomp bekleierery en konflik nie. Jaag vrede na. Moenie dat die duiwel die kosbaarheid van die lewe by jou steel, omdat jy nie vrede in jou hart het nie. Mag die Here vir ons vrede gee. Vrede met God, vrede met onsself. Daar's partykeer die probleem. Vrede met onsself en vrede met ander mense. Ek gaan vra dat die band asseblief vir my vorentoe kom. Ek besef, vrede is iets wat ons aan moet vashou, ons moet dit najaag, dis iets wat wil vlug die hele tyd, want daar's so baie mense en so baie dinge wat ons vrede wil steel. Op 'n stadium is die disippels op die see van Galilea, en daar's 'n storm, en dalk is daar vandag 'n storm binne in jou, dalk is daar nie regtig vrede in jou hart nie, daar's 'n storm binne in jou, en hulle maak vir Jesus wakker in hierdie storm, en lees saam met my Matteus 8 wat gebeur daar. Matteus 8 vers 26 sê, hy staan toe op en beveel die wind met gesag in sy stem om te gaan lê, en die see om stil te word. Skielik, asof iemand 'n kombers van kalmte oor die meer getrek het, was alles stil. As daar ontsteltenis in jou hart is, as daar chaos tussen jou en God is daar probleme in jou verhoudings is, dan bid ek vandag dat die Here die kombers van vrede oor jou hart sal trek, dat dit sal stil raak, dat hy sy vrede in jou hart sal uitstort, want hy is die prins van vrede. Die Here wil jou gebruik, die Here wil in jou en deur jou werk, die Here het 'n plan vir jou lewe. Sien vandag raak dat dit die duiwel is wat jou vrede wil steel, dat dit jy is, partykeer wat goed in jou lewe toelaat, wat daai vrede wil steel. Ek lees, toe ons Bybelstudie doen hierdie week by die vrouens, lees ek die volgende gedeelte wat ons moet doen, en ek lees in Efesiërs, hoofstuk 1 vers 15 in die boodskapvertaling hierdie vers, en ek bid dit oor dinamika, dit was wat Paulus gesien het in Efese, daar staan, ek het gehoor, dat julle verhoudings gesond is, julle staan in 'n sterk verhouding met Jesus, want dis waar dit begin, deur julle geloof, en julle tree liefdevol onder mekaar as God se mense op. Mooi so. Dis wat ek graag wil hê liewe Jesus moet sê van dinamika. Julle staan in 'n sterk verhouding met Jesus, en daarom tree julle mooi teenoor God se mense op. Mooi so. Mag ons met daardie vrede leef.